Welkom by Stellenberg Gemeente se daaglikse oordeenkings. Ons nooi jou graag uit om saam met ons op reis te gaan as geloofsgemeenskap. Nader aan God, nader aan mekaar, om 'n verskil te maak in die wêreld en om voortdurend te vernuwe. Liewe Stellenbergers, dit is vir my 'n groot voorreg om hierdie week 'n paar gedagtes met julle verwissel in ons dagoordenkings. Ek wil vanoggend begin deur vir julle te herinner aan 'n teks wat ons op die tafel gehad het toe ek so 2-3 weke gelede gepreek het. Kom ons sê dis 'n bietjie hersiening die week. Ons begin daarmee. Ons het gelees Romeine 5 vers 1. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Ons verheug ons ook in ons swaar kry, want ons weet dit kweek volharding en dit kweek dan egtheid van geloof en hoop. Ons het 'n paar weke gelede vir mekaar gesê, ons moet onsself daarin herinner dat die Here die hele tyd by ons is, dat hy ons gekies het, dat daar 'n beloftes is wat waar is, en dat hier, terwyl die oorlog in Iran uitgebreek het, ons daarin moet vashou. Daar kan moeilike dae kom, en nou weet ons nou al waarheen die petrolprys op pad is. Alles waaroor ons nog effe gepraat het, het nou in oormaat gerealiseer. Ek wil aansluit by hierdie situasie, en ek wil julle net weer daarin herinner, dat die Here baie duidelik vir ons in hierdie dae herinner, dat hy by ons is, dat hy ons gekies het, en dat ons met dissipline en deursettingsvermoë moet handel. Ek wil tog nog iets byvoeg. Ek het 'n skrikwekkende, ontstellende nuusberig donderdag aand gekyk, waar Benjamin Netanyahu 'n nuuskonferensie gehou het, en toe het hy Jesus Christus en Genghis Khan vergelyk, die Mongoolse leier wat met geweld regeer het. En toe het hy net gesê, maar moraliteit is niks werd, as daar nie ook mag is, wat dit in stand kan hou nie. Vriende, dit is 'n uiters gevaarlike stelling wat gemaak is, en wat eintlik dit wat ons ten diepste in Jesus Christus glo, die waardes wat hy vir ons kon leer het, waardes wat lei tot ware vrede en volhoubare vrede, eintlik 'n streep deurtrek. Ek bid julle toe dat julle in hierdie dae met groot nugterheid sal kyk na die situasie, regtig vanuit 'n radikale Christelike perspektief. En daarmee sê ek nie dat mense nie jouself moet verdedig nie. Ek sê nie dat daar goeie gesag gehandhaaf moet word nie. Ek sê net, mag ons nie in hierdie dae die radikale boodskap en die beloftes van Jesus Christus vergeet nie. Mag ons daarmee handel, daarmee werk, en ons getuienis as Christene juis in hierdie dae baie helder en duidelik laat